Hallo julle, vandag wil ek praat oor autisme en dissipline. Nou, dissipline is 'n baie sensitiewe onderwerp en ek is nie 'n kenner van dissipline nie, maar wat ek wel kan of wat ek wel weet en wat ek wel kan getuig wat baie goed werk, is wanneer jy hou by wat die woord sê wat reg en verkeerd is en wanneer jy luister vir die Heilige Gees. In daai oomblik weet jy wat reg en verkeerd is. Dan kan jy nie 'n fout maak nie. En as ek 'n fout maak, dan is dit soveel makliker om na die tyd te gaan na my man of my kind en te sê ekskuus. Ek weet ek het dit nou nie reg hanteer nie. Ek besef, ek ervaar die Heilige Gees sê ek moes dit so hanteer het. Vergewe my asseblief. Want dit kweek karakter en dit leer ook jou kind om volgende keer te kan sê ekskuus mamma, ek weet ek het dit nie reg hanteer nie. En dit maak verhoudings makliker. Die woord sê, as jy jou kind liefhet, sal jy hulle die roede nie spaar nie. En ek is verskriklik dankbaar dat ons by dit kon hou. Autisme soos dit is 'n groot challenge in enige huishouding. Want jy het 3, 4, 5 mense in jou gesin en elke een se brein werk anders, elkeen se emosie werk anders, elkeen se dissipline werk anders. So jy het 'n boetie of 'n sussie wat sien dat hierdie kind wat op die spektrum is, ek wil amper sê kom weg met dinge wat ek nie meer kon wegkom nie. Dit is baie belangrik om te verstaan wat gebeur met iemand wat op die spektrum is, wat oorgestimuleer word. So kom ons praat oor stimulasie. Byvoorbeeld, die lig is te skerp of die klank is te hard of my klere irriteer of krap my. Mense, maatjies irriteer my. Hulle doen dinge, ek cope nie met al hierdie stimulasie wat van buite kom. En dis wanneer jou kind, ons praat van meltdowns. Dis letterlik, dit lyk asof hulle brein uitsny. Hulle cope nie met hierdie situasie nie. En dit is wat gebeur het deur die nag met Carlo. Al hierdie oorstimulasie wat hy deur die dag gekry het. In die nag het hy skreeuend wakker geword. En ons het gedink 'n steek in die oor, want hy gil soos iemand wat pyn in sy ore het. En intussen is dit al hierdie oorstimulasie wat letterlik tot boiling point kom en dan dit moet uit sy lyf uitkom. So meltdowns gebeur ook in die dag, en dit is hoekom dit vir 'n mens moeilik is, partykeer om 'n kind op die spektrum te hanteer, want dis asof hulle ooreageer oor die geringste klein dingetjie. En jou neurotipiese kind weet as hulle sulke gedrag getoon het, sou jy hulle gedissiplineer het, sy pak slaag gegee het of gestraf het. Maar as jy eers verstaan wat gebeur met jou kind, dat sy brein sny uit, hy gaan in sy oorlewingsbrein en hy kan nie nou nigter dink nie. Maar terwyl ek dit sê, daar's 'n baie groot verskil tussen 'n meltdown en 'n tantrum. 'n Tantrum is iets wat iemand, en dit maak nie saak hoe oud hulle is nie, maar gewoonlik 'n kind, gooi omdat hulle nie hulle sin kan kry nie. 'n Meltdown is wanneer jou kind oorgestimuleer raak en hy nie verder kan cope met al hierdie stimulasie nie. So 'n maklike manier om te onderskei is hierdie 'n meltdown of 'n tantrum is soek my kind 'n reaksie of iets sy breintjie uitgesny. En dit is ook waar baie konflik in 'n huwelik inkom wanneer jy 'n kind op die spektrum het, want ons as mammas wil beskerm. Ek het dit baie ondervind dat ek kyk deur die bril van die diagnose van autisme en ek verstaan dat Carly nou so reageer. En ek verstaan dat ek hom uit daai situasie uit moet vat, sy aandag moet wegvat van dit af en op iets anders moet fokus. Want terwyl hy in daai situasie bly, is dit onmoontlik of baie moeilik om hom af te bring en te kalmeer. Terwyl as jy hom uit daai situasie uithaal, dan kry jy hom vinniger kalm, jy sit sy aandag op iets anders
En wanneer hy rustig is en terug is in sy denkende brein, dan kan jy met hom praat. Dan kan jy hom dissiplineer. Nou kan julle ook verstaan dat baie keer as mens in die winkel is of met partykeer kuier jy saam met iemand en 'n ouer gil op 'n kind of skree op 'n kind. En dis dieselfde tipe ding. Die kind hoor naderhand nie meer nie, want hy's nie in sy denkende brein nie. So of 'n juffrou of 'n meneer wat gedurig skree op kinders. Dis nie sinvol nie. Dis asof jou kind se brein uitsny en wag dat hulle rustig en kalm is en praat dan met hulle. Die belangrike ding is net om te hou by dissipline. My pa sê altyd, kinders grootmaak is nie vir lui mense nie. En dit is regtig so. Want jy moet 100 keer dieselfde ding oor en oor en oor en weer en nog 'n keer sê en weer die grens stel en weer die grens stel. En dit vat geweldige dissipline van jouself. En ek dink partykeer raak ons net lui, raak ons moeg, moedeloos partykeer. En jou kind weet vir alles hulle stronghold is, dat my ma gaan op die 21ste keer gaan sy ingee en dan gaan ek my sin kan kry. So jou stronghold kind gaan 21 keer daai ding push, daai selfe vraag vra, dieselfde issue gaan opkom, want sy of hy weet jy gaan ingee. So die geheim is, en ek wil eintlik, soos die woord sê, as jy jou kind liefhet, wees gedissiplineerd in jouself, maar hou aan om jou kind te dissiplineer. Ons as ouers weet wat dit is. Partykeer voel dit vir jou, hoeveel keer moet ek nog dieselfde ding sê, of daarop hamer, of ek sê baie keer vir my kinders, ek weet ek is nie die gewilde een nie. Ek weet ek is die een wat moet kom en sê, ons moet praat oor hierdie ding. Of kom ons kry 'n oplossing vir hierdie. Dis baie keer makliker om konflik te vermy. Dis die gemaklike manier. Dit is nie lekker om te gaan en te sê ons moet praat nie. Dis die tawwe deel. Maar dis die plek waar ons stretch en groei. En ek het my kinders te lief om hulle nie te dissiplineer nie. Of om dinge maar net onder die mat in te skuif. Ek praat eerder met hulle. Dit is so ongemaklik. En ek kan herken vandag in julle, dit is dieselfde met hierdie video's. Ek het al soveel keer vir die Here gesê, dis nie vir my maklik nie en is baie keer nie vir my lekker nie. Dan is tawwe dinge waaroor ons praat. En 'n mens stel jouself bloot. Jy maak jouself oop vir die wêreld daar buite. En dis asof alle ander dinge, of alles, daar's so baie dinge wat sal keer, dat ek by hierdie video's uitkom. En partykeer het ek eenvoudig nie die krag nie, of die energie om dit te doen nie. Maar die Here druk dit so swaar op my hart, dat daar mense is wat nou deur omstandighede gaan, wat hierdie nodig het om te hoor. En dis presies wat die duiwel doen. Dit wat swaar en moeilik is, hy wil jou gevange hou binne in dit. En die ondervinding en die deurbrake wat ons al beleef het, wil hy weghou van mense. Hy wil jou moedeloos maak en sê daar is nie hoop nie, maar daar is altyd hoop. So selfdissipline, dit ek dink tot die dag van jou dood sal altyd moeilik bly. En ja, ons maak foute, maar begin vandag weer. Begin vandag, al is jou kind 20 jaar oud. Begin vandag om jouself te dissiplineer en begin net weer rustig langs hulle te gaan sit en te sê ek wil om verskoning vra, want ek weet ek het hierdie nie reg hanteer nie. En ek is jammer as ek jou seer gemaak het. Want volgende keer gaan jou kind langs jou kom sit en sê, mamma, ek is so jammer, ek besef ek het nou oorreageer, of ek besef, en dit was nou nie in my beste nie. En dit is so wonderlik as verhoudings groei, want hoe meer dissipline jy in jouself het, hoe meer dissipline het jy in jou verhouding met die Here, en het jy in jou verhouding met mense om jou. So ja, ek wil jou hoop gee, dis nie die gemaklike pad nie, maar op die einde is dit die makliker pad.
Want hoe meer dissipline jou kind het, dis altyd, my pa sê dit ook so mooi, hy sê, die challenge is nie om jou eie kinders lief te hê nie, want dit is outomaties vir ons, dit is net die Here se hart en dis 'n outomatiese ding. Die challenge is om ander mense se kinders lief te hê. En 'n gedissiplineerde kind is 'n geliefde kind. So die hele wêreld het jou kind lief as hulle dissipline het. So begin by jouself vandag.